Goeiemôre, dit is Sondag die 15de Februarie. Vanoggend lees ons saam Matteus 17 en gedeeltes uit Openbaring en Matteus 3 ook. Mag jy vanoggend saam met ons God se nabyheid beleef. Ons tema is Jesus is God. Dis vandag verheerliking Sondag, die einde van Epifanie. Volgende week begin lydingstyd. Woensdag, die 18de is dit Aswoensdag. En dan volgende Sondag begin ons lydingstyd in aanloop tot Paasfees. Dis 'n voorreg om jou te groet namens God, om vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Hierdie groet kom van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. In Matteus 16 vra Jesus vir die disippels, wie sê die mense is ek, wie sê julle is ek? En dit is die inleiding of die tafel wat gedek word vir die verheerliking, die transfigurasie, groot woord in Matteus 17. Wie sê ons is Christus? Ja, wie sê die mense is die seun van die mens? En dan antwoord die disippels, vers 14, sommige sê Johannes die Doper, ander sê Elia, ander sê weer Jeremia of een van die profete. En dan nadat Jesus wyd gevra het, wie sê die mense? Vra hy persoonlik, maar julle, wie sê julle is ek? 'n Vraag wat elkeen van ons in onsself ook moet antwoord. Wie sê ons is Christus? Wie is Christus vir my? Wie is Christus vir jou? Vers 16 sê Simon Petrus, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir hom, gelukkig is jy Simon Barjona, want 'n mens het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemel. Jesus is God. En ons gaan vandag bietjie stil staan by wat dit beteken. Sarah Maitland skryf 'n boek, die boek se naam is Big Enough God. En dan sê sy, dit werk in Engels nogal interessant, elke keer as sy die woord sacred tik in haar woordverwerker op haar rekenaar, dan verander die ding die woord na scared toe. En dan sê sy, dis nogal iets wat sy verstaan. Want sacred, heilig, God, het iets in ons te doen met bang wees, scared. En dan is dit nie bang wees omdat ons dink God gaan ons straf nie, maar is bang wees omdat God groter is. Respek vir God. In Engels sou ons dalk gesê het, oorweldigende, maar dis net groter as ek, dis net bo my vuurmaakplek, beter as ek. In Openbaring 4 beskryf Johannes iets daarvan. Hier sê hy, onmiddellik het die Gees van my besit geneem. En kyk, daar was 'n troon in die hemel, en iemand wat op die troon sit. Die een wat daarop sit, sy voorkoms was soos jaspis en karnieool. Rondom die troon was daar 'n reënboog wat net so smarag lyk. Rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra, met goue krone op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale, dreunings en donderslag gekom. En voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en agterkant. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu, die tweede lewende wese net soos 'n kalf. Die derde lewende wese het 'n gesig net soos 'n mens, en die vierde lewende wese lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke en rondom hulle aan die binnekant was vol oë, sonder om te rus. Herhaal hulle dag en nag. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En telkens, wanneer die 4 lewende wesens
heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit en aan hom wat vir ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef, sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sê, U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan, is dit geskep. Hier in Openbaring 4 kry ons iets van 'n kykie op God se heerlikheid, God se almag, God se Godwees. In Matteus 3 lees ons die volgende wat hierdie God wat op die troon sit, hierdie God wat aanbid word deur die 24 ouderlinge, hierdie God wat besing word deur die engele en die wesens wat rondom die troon is, wat hy sê oor Jesus. Matteus 3 vers 16, nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan, en met eens het die hemele vir hom oopgegaan, het hy die gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En met eens het 'n stem uit die hemele gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. As ons oor Jesus dink, as ons oor Jesus praat, dan praat ons oor die seun van God. Dan praat ons oor God self, oor die een wat God gestuur het om by ons as mense te kom woon, om iets vir ons te laat beleef van sy heerlikheid. En dan is ons nou by ons teks vir vanoggend, Matteus 17. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle teen 'n hoë berg uitgelei, waar hulle alleen was. Voor hulle het hy van gedaante verander. Sy gesig het gestraal soos die son, sy klere het geskitterwit geword soos die lig. En kyk, Moses en Elia het aan hulle verskyn en was met hom in gesprek. Petrus reageer toe en sê vir Jesus, Here, dis goed dat ons hier is. As U wil, laat my toe om 3 hutte te bou. Een vir U, een vir Moses, een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en kyk, 'n stem uit die hemel sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle gesigte neergeval, oorval deur vrees. Jesus het nader gekom, en nadat hy hulle aangeraak het, sê hy, staan op, moenie langer bang wees nie. Toe hulle opkyk het hulle niemand gesien nie, behalwe net Jesus. Terwyl hulle teen die berg afgaan, het Jesus hulle beveel, julle moet vir niemand anders vertel wat julle gesien het, voordat die seun van die mens uit die dood opgewek is nie. Jesus is God, skitterwit klere, helder soos die lig, soos die son. En Moses, die een wat die wet gegee het, wat die volk uitgelei het uit Egipte. Elia, die grootste van die profete, die een wat lewend opgeneem is in die hemel. Hulle verskyn en praat met Jesus. En dan nou Petrus en sy voortvarendheid wil het huise bou. Hy wil net iets doen. En dan kom God en hy sê dit wat hy by die doop gesê het en hy herhaal dit, bevestig dit. Jesus, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Wat ongelooflik is, waar ons hier iets sien van God se karakter, van Jesus se karakter, is waar die disippels op hulle gesigte neerval en bang is. En wat doen Jesus? Hy kom na hulle toe, raak hulle aan en gee vir hulle hierdie troos, moenie langer bang wees nie. Staan op. In Openbaring 5 lees ons verder oor Jesus. Toe sê een van die ouderlinge vir my, hou op huil, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek tussen die troon en die 4 lewende wesens, en tussen die ouderlinge, 'n lam,
soos een wat geslag is, gesien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem, uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. En elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk, die gebede van die heiliges vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met bloed mense vir God vrygekoop het, uit elke geslag, en taal, en volk, en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele om die troon, en die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000 maal duisende. En die ander stem wat uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en heerlikheid en lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daar bestaan hoor uitroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 24 lewende wesens het ook uitgeroep, Amen. Die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Jesus is die Almagtige, God, koning van hemel en aarde. Hy is die lam wat vir ons geslag is. Hy is die leeu van Juda wat die bose en Satan oorwin het. Petrus wil dadelik huise bou. God vra nie dat ek en jy huise bou nie, maar dat ons vir hom 'n lewe sal leef van gehoorsaamheid. 'n Gees in ons harte sal hê van luister, van liefde, van vriendelikheid, genade, vrede, sagtheid, vreugde, dat ons Christus sal weerspieël in ons menswees, in ons omgaan van elke dag. Ja, wanneer ons deur God aangeraak word ons mense wat anders leef, wat 'n verskil maak rondom ons, wat God se koninkryk vestig. Ja, die Heilige Gees transformeer ons, om soos Jesus te wees. Soos Jesus met blink klere en 'n stralende gesig lig gebring het, bring ons ook so lig in die wêreld. Ons lees hierdie verhaal aan die einde van Epifanie, om te onthou dat Jesus God is. Ja, die magtelike geboorte was nie net 'n wonderwerk en toe sit verby nie. Dit wys vir ons wie Jesus werklik is, die Seun van God. Ons moet gaan leef met hierdie wete wie God is, wie Jesus is. Daai vraag wat Jesus vir die disippels vra, wie sê julle is ek? 'n Jong man stap opgewek na 'n wyse man wat buite die dorp sit en hy vra vir hom, leermeester, leer my hoe om God te vind. Nou die wyse man kyk hierdie jong man so en hy sê vir hom, hoe graag wil jy God vind? En die man sê, meer is enigiets wat hierdie wêreld my kan bid. Wyse man sê vir hom, dis reg, kom ons gaan vind God. En hy stap saam met hom na 'n naby geleë rivier toe. En hy sê vir die jongman, volg my, en die jongman stap saam met hom in die water in, en hulle is albei so omtrent halfvlei, redelik diep, skouers toe. En hy kyk vir die jongman en hy sê vir hom, hoe graag wil jy God ontmoet? En die jongman sê, met meer as enigiets in die wêreld. En dan vat hierdie wyse man die jongman se kop skielik en druk hom onder die water vas. En die jongman worstel, maar die wyse man los hom glad nie. En net voor die jongman verdrink, los die wyse man hom, en die jongman kom al hygende op en kyk verward na hierdie leermeester. En dan kyk die leermeester vir hom en hy sê vir hom, seun, toe jy onder die water was, wat wou jy gehad het meer as enigiets in hierdie wêreld? En die jong man nog so deur die war antwoord, suurstof. En dan sê die wyse man vir hom, as jy soveel gesmag het
na God is, wat jy gesmag het na suurstof, sal jou oë oopgaan vir die wonder van wie hy is. Wel ek regtig God ken meer as wat ek suurstof het in hierdie wêreld. En wanneer ek God so soek, sal ek Jesus ontmoet. En Jesus wat ek kan ontmoet, ontdek ons in die volgende verhaal. Daar was 'n seun Buks, harde kwas, goeie Afrikaans stout gat wat voor die hoof gestaan het, vuiste gebal, nek styf gespan, en hy sê vir die hoof, kom gee my maar pak. En die hoof kyk vir Buks in die oë, en hy sê vir hom, hoeveel keer was jy al in my kantoor, Buks? En Buks kyk af en mompel, blykbaar nie genoeg nie. En die hoof kyk verbaas vir Buks aan, en hy sê vir hom, Buks, is jy nog elke keer gestraf, as jy hier in my kantoor was? En dan glimlag Buks met 'n uitdaging op sy gesig, en hy sê, ja, ek is gestraf, as dit is wat mense dit noem, ek is reg vir nog. Die hoof het 'n oomblik stil gebly, en toe sê hy vir Buks, die gedagte om straf te word is, het jou nog nooit twee keer laat dink om die verkeerde dinge te doen nie. Nee, Buks. En dan antwoord Buks, hy sê, nee, ek doen wat ek wil, en niemand sal my keer nie, nie een van julle nie. Die hoof draai toe na die onderwyser en vra, waarvoor is Buks nou weer vandag hier? En die onderwyser sê, baklei meneer. Hy het vir Johan gevat en sy kop in die grond gevryf. Johan se gesig is nou nerf af. Hy is by die verpleegster. En dan sê die hoof vir Buks, seun, hoekom het jy dit gedoen? Wat het Johan aan jou gedoen? En Buks antwoord, niks nie. Ek het net nie gehou van die manier waarop hy na my kyk nie. En as ek kon, het ek sommer iets aan julle twee ook gedoen. Die hoof kyk baie verslaan na Buks en hy sê vir hom, weet jy wat, vandag gaan ek vir jou 'n les in genade leer. Genade, sê Buks vies. Ek het nie genade nodig nie. Die hoof kyk vir Buks met liefde aan en hy sê vir hom, jy het, glo my jy het, want genade is 'n onverdiende guns. Jy kan dit nie verdien nie, jy kan dit ook nie eers weggee nie. Jy kry dit. En Buks kyk vir die hoof en hy sê, so ek gaan nie vandag geslaan word nie, kan ek maar loop? En die hoof sê, ja Buks, jy gaan nie geslaan word nie, maar wag, jy kan nog nie loop nie. Meneer, geef my een van die rottings aan. En Buks, ek wil hê jy moet tel. En toe is Buks skielik verward. Hy sê, ek dog meneer het gesê, ek gaan nie geslaan word nie, nou gaan jy nog terug op jou woord ook. En die hoof sê vir hom, Buks, jy gaan nie geslaan word nie. Boof staan my Buks en gee die rotting vir die onderwyser. Dan steek hy sy hande voor hom uit en hy sê vir die onderwyser, jy kan maar slaan. En hy sê vir Buks, tel. En die onderwyser slaan en daar's 'n rooi streep op die hoof se hande en Buks is totaal geskok en hy fluister 1. Kraak. Tweede ou. 2 sê Buks met 'n fluisternde sê. Nog 'n ou val. 3 sê Buks. En sy stem kan amper nie meer nie. En 'n 4de ou val. En trane kom in Buks se oë en hy sê stop asseblief. En 'n 5de ou val. En Buks sê asseblief meneer, hou op. 6de ou val. En dan loop die wange, trane oor Buks se wange. En hy val op sy knie en hy sê asseblief, dis ek wat geslaan moet word. Dis ek wat dit verdien. Die hoof knie langs Buks op die vloer. En hy sê vir hom, dis hoe genade werk, my seun. Hemelse Vader, U is die Almagtige, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Here, ons menslike woorde kan nie regtig beskryf wie U is nie, hoe U is nie. Ons menslike gedagtes kan dit nie eers behoorlik indink nie. En tog buk U af. Kom woon U tussen ons.
Laat U toe dat die houe op U skouers val. Hang U aan 'n kruis dat ons nie hoef te nie. Ja, Here, dra U die straf dat ons vir ewig saam met U kan leef in U teenwoordigheid. Mag ons hierdie genade aangryp met albei ons hande. Ja, Here, mag ons U begeer met meer as suurstof. Dankie dat U Gees in ons woon. Here, waar ons moet bely dat ons tekort skiet, te min het, te min doen, te min is. U is genoeg. U doen genoeg. U skenk genade. Ons bid dit U asseblief vir ons ewig in hierdie genade sal vashou, dat ons nooit sal weggeraak van U nie. Mag ons U heerlikheid beleef, sien, en daaruit leef in die wêreld, dat die wêreld ook U in ons kan sien. Ons bid, Here, dat U asseblief sal voorsien in ons nood. Daar's baie van ons gemeente wat siek is, wat bang is, bekommerd is. Here, sukkel met die lewe. U is ons krag en ons hoop. Nie net vir ons persoonlik nie, maar ook vir ons land, vir ons wêreld. Ons plaas onsself in U hande. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus, ja, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, jou daagliks vervul. Amen.